Hallo, ek is Wouter Snyman en ons gesels bietjie geldsaake. 'n Vraag wat altyd opkom is, hoe beskerm ek my geld na my dood? So, die eerste ding wat ek en jy moet weet is dat daar's 'n paar feite in die lewe en die een is dat ek en jy op 'n stadium gaan sterf. En dis ongelukkig so dat ons nie altyd dit in ons beplanning het, dat ons finansies reg uitgesorteer is nie. En ek sien dit sommer net een aspek van 70% van mense in Suid-Afrika wat nie 'n testament het nie. Nou, 'n testament is eintlik maar die eerste meganisme wat jy kan gebruik om jou geld in 'n manier te beskerm. En dit is om te sê, wat gaan met my geld gebeur? En hoekom sal jy dit nalat? Hoekom sal jy nie 'n eenvoudige stukkie papier invul en jou laaste wense wil neerskryf van hoe jou geld moet bestuur word na jou afsterwe nie? In terme van veiligheid van jou geld, is dit doodgewoon so dat die dag as jy te sterwe kom en jou geld is alles in jou naam, het sy dit op bates is, eiendom, voertuie, spaarrekeninge, beleggings, welke vorm jou geld ook al aanneem. As dit in jou eie naam is, beteken dit doodgewoon dat dit gaan oorgedra moet word in daai boedelproses. Dis waaroor boedelbereddering gaan, is juis om die oordrag van bates en of geld uit jou naam uit in terme van jou begunstigdes te maak. 'n Baie goeie manier wat mense deesdae gebruik om geld te beskerm in terme van jou afsterwe, is om gebruik te maak van iets soos 'n trust. 'n Trust, die Engelse woord, dink ek sê dit baie duidelik, 'n vertrouensposisie, is doodgewoon 'n voertuig, is 'n wetlike voertuig waar jy jou bates en jou geld kan insit voor jou afsterwe. So dis 'n entiteit wat aangaan ongeag die datum van jou afsterwe. En dit is baie makliker vir jou om dit dan te kan bestuur. En dis tipies vir iemand wat eiendom sou hê, miskien verskeie eiendomme sou hê, 'n besigheid sou hê wat jy wil hê wat moet voortgaan na aanleiding van jou afsterwe. Jou beleggings en bates wat jy voor die tyd al dalk wil toeken aan jou familie. Tipies in 'n trust scenario gaan jy iemand kry wat trustees is, so hulle kyk na jou trust, hulle bestuur jou trust vir jou, en jy begunstigdes sê wat in hierdie geval jou familie is, jou vrou en jou kinders. En of dalk ander begunstigdes wat jy wil bemaak aan. En dis 'n veilige struktuur om te gebruik. Huidiglik is daar 'n klomp wetgewing in Suid-Afrika, dit kom uit die ou Engelse bedeling waar die trust al lank reeds 'n voertuig was gebruik was om jou bates te kan beskerm. Ek dink die belangrikste beskermingsmeganisme is om seker te maak dat jou wense vir jou geld uitgeleef gaan word. En dit is waar dit ter sprake kom om seker te maak dat mense met wie jy gesels, wat jou raadgewers is, wat jou bystaan in die proses van jou boedelafhandeling, presies weet wat hulle doen. En in daai geval sal ek eerder gaan met iemand wat ek vertrou, iemand wat ek ken. Daar's baie instansies wat jou kan help daarmee, banke en prokureursfirmas. En ek voel net dit is 'n onpersoonlike scenario. Hulle weet nie wat jou spesifieke doel en jou bedoeling met jou geld is aan die einde van jou afsterwe nie. En ek dink dis waar die uitdaging is, dat ons werk so hard, soveel jare wat jy op sy sit om hard te werk om 'n boedel op te kan bou, sodat jy 'n nalatenskap kan gee vir jou familie, jou gesin, jou kinders, en om dan nie die moeite te doen om seker te maak dat jy hierdie oorgang goed bestuur nie. So, doen die moeite, maak seker in die eerste plek dat jy jou testament in plek het, in die tweede plek dat jy seker maak dat daar mense is wat met goeie raad kan bedien word in daai tyd van jou afsterwe. Onthou nou net, as jou vrou agterbly, los jy haar met 'n klomp emosies. Jy wil nie ook finansiële trauma nalaat nie. Maak seker dat jy jou geld bestuur, nie net nou nie, maar ook in die tydperk as jy sal afsterwe.